Afrika is ons land. Afrika is siek. Afrika moet gezond gemaakt worden. Dat is een eis van ons moedertaal. Saakga, kanjie oensie. Ons soek beter lewe. Ons wil nie in verdrukking lê nie, ons wil nie in swaarheid lê nie. Ons wil nie saam met ons grootmense se bene lewe nie. Ons wil hulle bære waar hulle moet gebære word. En ons moedertaal moet daardeur gebore word. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Oom Petrus Valboy, leier van die San gemeenskap, maar oom hou nie van die woord San nie. Ons sit hier in die Kalahari op die grens met Namibië en gesels. Oom is die verkose leier van die San mense, maar oom noem dit iets anders. Ja, dankie. Ek Petrus Valboy, hier in die Verre Kanarie. As ek in 1996 hier teruggekom en hier het ek die boodskap gekry dat die tyd het aangebreek om na hierdie goed te kyk van ons. En hierdie dinge het gemaak, laat weer eens die moedertaal, ons geliefde taal, het die boodskap gedra en hy het die woord verkondig. Hy het ons land gegee en Afrika is ons land. Afrika is siek. Afrika moet gezond gemaakt worden. Dat is een eis van ons moedertaal. Saakga, kanjie oensie. Ons soek beter lewe. Ons wil nie in verdrukking lê nie, ons wil nie in swaarheid lê nie. Ons wil nie saam met ons grootmense se bene lewe nie. Ons wil hulle bære waar hulle moet gebære word. En ons moedertaal moet daardeur gebore word. Geërken word deur die regering dat dit ook 'n amptstaal is, dat dit ook as nasionaliteit kan bemagtig, dat ons hom ook in die skole kan besig. Om voor die skool se hek jou taal te vergeet en aan te gaan is baie hartseerlik. En dis wat ons nie as nasie wat saamgebind het verder wil laat toelaat nie. Ongeregtigheid moet geskied. Dinge moet geopenbaar word. Ons kan nie jare en jare soos kindertjies loop rondspring en storieetjies praat nie. Iewers moet ons kom tot 'n werklikheid. Iewers moet iets werklik gebeur. Van ons is moeg jare en jare agtergehou te word. Daar is genoeg skrifte wat dit bewys. Self ons verkose leier David Kruiper, wyle David Kruiper wat ons gelos het in sy laaste boodskap gesê, die herskryf van die kultuur en tradisiese wette moet gedoen word nou. Dis nou die tyd om dit te doen. Daar is niks anders wat oorbly nie, as dat die kultuurwette hulle ereplek in ons samelewing moet volstaan. Hulle moet uitgebring word. Die internasionale wetgewing moet bydra lewer dat daar 'n versekering is dat ons volle vrymoedigheid het om ons volle etnisiteit self te verduidelik. Dat ons die reg mag hê om onsself deur ons moedertaal te verduidelik en nie ander mense of andersom nie, soos wat hy nou in die wetboeke staan nie. Dit staan nou San, wat ons nie weet wat is dit nie en wie dit is nie. Maar Pan sal sê dis ons ken nie. So ons het woord gekry wat bevestig is deur die president Nelson Mandela. Sa, dis ons. As jy sê sa, na sa, ek is Boesman, na sa. Dan is ons gelukkig. San, ons ken hom nie. Haal hom af, sit ons daar. Laat ons aan die vlag kom. Nou, om ons eerige begrafnis te doen, nodig ons die vlag van Afrika, wat gehuis moet word, uit erkenning van ons grootmense wat huis toegekom het. As die vlag opgehuis word en die lied word gesing, dan is daar altyd 'n pyn en 'n seer in ons hart, van ons weet dan, die hemel weet, al sing ons uit die bloute van die hemel, dan weet ons in ons siele, ons is nie daar nie, ons is maar net medelopers, ons is maar net daar goed vir handtekeninge en goed, as daar verkiesings en goed plaasvind, maar verder is ons niks nie. Dit maak seer, dit breek 'n mens hart, en dit is wat ons graag by die herbegrafnis genesing wil kry, onder mekaar met onsself, by ons regering, ons nasionaliteit. Ons wil hê dit moet bevestig word, dit moet bekragtig word. Dan moet 'n sterk bewoorde dokument aan ons president oorhandig word, waarin hy bevestig dat ons verder nie meer wil rondkyk nie, of staan en wag vir iemand nie, maar dat ons saam met hulle die pad wil stap, saam met hulle die pad van demokrasie wil gaan, om ook vooruitgang
vir ons eie mense daar te stel, om ook 'n helderheid en 'n duidelikheid vir ons eie mense aan 'n plan wil kry, dat hulle self kan help, terugkom en ons kan help. Tegnologie, ons is agter, ons is ver agter, opleidings, ons is agter, ons kinders loop by die honderde, op die strate, rumoerige strate moet hulle beweeg, sonder om geld te hê om verder te studeer. Dokters, advokate, loop hier rond op die strate, matrieksertifikaat in die hand, maar hy kan nie verder kom as dit nie. Net hy bietjie het, hy sê Engels is skrips. Hy moet sukkel en suffer om Engels te slag. Dit is die diens en behandeling wat ons kry. Nog altyd, 26 jaar, nog dieselfde. Nee. Peters, vertel vir ons toe julle in 1999 het julle wat 36.000 of 38.000 hektaar by Thabo Mbeki gekry, hierso in die Kalahari. Want jou ma het eintlik begin met Nelson Mandela te praat. Dit was historiese as 'n aanknop. Die rede daarom was, een van die redes het hulle gesê, die getalle van die mense wat land soek is min, en tweede, hulle kon hulle toe nie identifiseer nie. Van die taal sê wie jy. En dis waar ma ingekom het en gehelp het. Op 'n dag wat hier na ma toe gekom het, en hulle hier beplan het, en ma vir hom gesê het, ook ma gaan met die president praat. En toe het ma met hom gepraat en dis waar dit begin het, alles begin het, dat hy toe gesê het, hy sal vir ons land gee, en hy het toe ook vir ma gevra, wat is die wens van ons hart? Toe sê ma, 'n beter lewe. Toe sê hy, sit dit in jou taal. Wie jy is, en wat jy wil hê, ek moet doen. Dis waarom die woorde daar is. Tony Trail en Dr. Levi Namasep, hulle het die woorde geskrywe. Asatka kainsi uinsi. Boesman soek 'n beter lewe in Afrikaans. So, dit was die woorde, en dit is die woorde wat nou vir ons lewendig maak. En vir ons laat besef, terwyl ons nou sukkel met 'n woordeboek van ons, dat ons by die verkeerde kant begin het. Die mense het probeer om die woordeboek te skryf, maar hulle was nie op standaard nie. Hulle het nie die nodige gedoen nie. En jammerlik, die boek is onleesbaar. Vertel vir ons van oom se grootwordjare. Waar het oom groot geword? Ek het van die plek waar ek gebore is, Burgersdam. Dis teen die grens van die westekant van die plek Rietfontein waarvan ek nou bly. Teen die grens, daar het ek gebore. Daarvan het ek, kan ek maar sê, Afrika deurkruis. In die ronde getrek, Botswana, Namibia, werk om 'n swerwings. Altyd 'n soeke en 'n beter verstaan was in my gewees. En die hartseer wat altyd in 'n mens bly. Baie plekke soos Namibia het ek met half aan 'n skuilnaam gaan. My van verdoesel om nie geken word wie en waarvan ek kom nie. Jy het bly in 'n vrese gewees oor die dood van jou grootjies, hoe hulle doodgemaak is. Van hier in die Kalahari is hulle uitgemoor. Grootkolk, sien baie ver hiervan, is miskien 200 kilometer. Jy by Grootkolk, waar hulle die vermoording plaasgevind het. Daai vrese bly in jou. Jy's nooit rustig, nooit. Klop 'n mens aan jou deur, jy het daai vrees. Soek nie vir my nie. Is dit nie op my spoor wat hulle is nie. Wie het hulle gestuur? Het iemand hulle nie gestuur nie. So, daai onrus bly in jou onderbewussyn. Maar, soos ek wat nou 'n tydjie nou al loop, jy verstaan later, jy het geen keuse nie. Wat gedoen moet gedoen word. As jy geroep is om te doen wat jy moet doen, dan moet jy dit doen. Nie ander manne, jy moet dit doen. So, jy raak gehard. Jy weet, dit is net lewe en dood. Daar is nie wat bly oor. Net lewe of dood. Of hoe die omstandighede is, jou kry, dis 'n saak wat op jou kom en jy het nie beheer daaroor nie. Jy het 'n job wat jy moet doen. Doen jou job. Nou ja, as jy met die job gaan, dan gaan jy by die job. Maak nie saak hoe lyk omstandighede nie. Honger of dors, jy gaan om te bereik wat jy moet bereik. En dit het my eintlik gemaak en gebou. Daai onbeswerwings en swaar kry en druk van apartheid. Dat ek beter na dinge vandag kan kyk. En dis wat ek eerste sien. Geleerdheid. Geleerdheid as jy agter is, verloor jy baie. Jy verloor baie, jy dink anders. En die tweede een wat daarmee
gepaard gaan is samehorigheid. As julle nie kan saampraat nie, sal julle niks van grond afbring nie. Julle kan niks opbring nie. Julle kan niks saambind nie. Julle het nie 'n plan vir julleself om saam te wees nie. En dit is miskien baie keer 'n ontbreking van jy het nie die nodige ervaring, kennis, ondervinding en geleerdheid nie. Hoe om vinnig antwoorde te kry, hoe om vinnig aan te gaan nie. Nou, jy sien jou mense het baie groot bekwaamheid, maar onder omstandighede by alle plekke is dit altyd so gewees. Jy kry, ek het nou by Solplaatjies universiteit gegaan en dis vir die eerste wat ek die mooie woorde hoor, dat ons mense ook kan inkom vir opleidings. 3 jaar opleidings wat hulle bekwaam sal word. Maar baie gevalle kry jy net beloftes van ja, maar jou mense as die tyd moet aanbreek, dan is dit terugskuif waglys toe. Later is die waglys toe of die waglys is vol. Tyd is verby. So hou hulle en vertraag hulle ons prosesse wat ons graag ons mense wil verryk in hulle kennis, hulle ondervinding en werksamehede en verpligtinge. Van as jy vandag gaan en jy kyk na die omstandighede van die lewe, sal jy sien die meeste gevalle is met geld, word nie oordeelkundig gewerk nie. Met geld word mistake gemaak. By geld kom mistake. Daar word verskillende tegnieke gebruik om geld te misgebruik. En dit maak 'n mens bekommerd. Want as ek kyk na sekere dokumente, dan sien jy die dokument is onvolledig. Vra jy in op na, dan is dit amper 'n storie wat net wegwaai. Iemand wat die boeke doen, moet deurdring tot die been, dat ons weet wat ons wil weet. Nie vir ons weghelp in die lees en skryf nie. Ons moet daai kundige mense hê, wat as jy die dokumente ingaan, dan moet jy kan weet wat ons wil hê. Ons wil die ding verstaan, wat hier aangaan. Want by ons lyk dit nou so, ons omstandighede. Jy weet nie meer wat is wat en waar gaan en wat nie. Alles is deur mekaar en ons het nie so begin nie. Ons het 297 lede het 'n lys getekend en dit is goedgekeur as die afstammelinge van die Suid-Kalahari Bushman en ons het geteken die 99 vir land en dit maak hartseer as jy tekent en jy stap weg. Ten minste moet jy mos weet waar is die land. Die vraag wat jy nou vir my gevra het, ons het geteken vir so 'n stuk land, maar die waarheid is, ons weet nie waar is die land nie. Ons het nog nie land ontvang nie. Maar oom, hulle boer op die grond hier. Daar is plase vir ons aangewys, die plaas en die plaas en die plaas. Aangewys. Ons het hom nie ontvang nie. Die plase is gekoop voetstoot, sonder 'n bateregister. Nou kan jy my sê, daar is geen infrastruktuur by plase nie. Daar is nie water nie drinkwater nie. Daar is nie soutwater. Ek sit nou met 'n stikkende dam, met 'n bietjie soutwater vir my diere. Die varswater is 6 kilometer. Die sogenaamde vereniging kan nie die water by my kry nie. Die varswater. Die varswater koop jy met jou betaal jouself. Maar as die infrastruktuur in plek is, dan koop ek my water. Ek het nie 'n probleem nie. Maar net vir die pyplyn is R48.000 om my pyplyn daar te kry. Net die pyplyn. En 'n 6 kilometer. Daar kom die tank en die krippe. 10.000 liter tank, is omtrent 20.000. Wat se diere het oom hulle? Skaap, bees en bokke. Hulle sê ja, nou maar so perde en donkies ook by. Dat is die meeste wat ons daar het. Ons sit 'n sukkel nou reeds om 'n bietjie aan te vul by ons goedere. Veld is nou mooi, baie groen. Goeie reëns gehad, sterk, goeie reëns, amper 100 mm. So die veld is goed. Dis net die nodigheid van geld. As die infrastruktuur in plek is, dan gee hulle jou 'n kontrak, die vereniging. En die kontrak vat jou na die bank toe. En Ontwikkelingsbank en Landbank. Landbank is bereid vir 6% rente. Ontwikkelingsbank 2% rente. Vir 5 tot 8 jaar, hy sê ook 8 jaar kontrak. Hy loop hy saam met jou. Hoeveel diere die plek kan dra, soveel gee hy vir jou. En hy loop saam met jou. Kom maar veldbrand, hy help jou. Kom maar vrektes van siektes, hy help jou. Hy help jou weer op die been om hy selfe produksie
teen daai tyd af te handel. As daar moet skaap verkoop word, dan kom my in, dan help jy jou. Kyk vir die beste pryse en verkoop hulle of koop hulle self of so. So ons het van die bank se kant af, is geen probleem nie. Maar die vereniging van 99 wat ek afgetree het, wat Margriete Eyman 2000 begin het, tot nou toe, het hy twee niks gedoen nie. Daar is nie 'n beleid. Die regering stuur nou 'n man om beleid te kom maak. Daar is nie 'n dooie beleid nie. Nie wildboerdery nie, nie landbou veeboerdery nie, nie tuinbou nie, nie gemeenskaplike ontwikkelingsprojekte. Toe ek 2000 oorgegee vir Margriete Eyman, 2003, toe is die verkiesing. Toe die verkiesing kom, toe is daar nie 'n geauditeerde finansiële verslag nie, daar is ook nie 'n jaarverslag nie. Nou dit alleen maak die verkiesing ongrondwetlik. Vir julle raad, vir julle gemeenskaps... Ja, volgens die grondwet van die vereniging. Gemeenskapsvereniging. Volgens die grondwet. Maar hy is deur. 2007 toe is hy dood. 2007, 9, toe begin 'n oupa David met die Boesmaraad kantoor. Stig hom en registreer hom, en toe het die Boesmaraad gewerk tot 2017. Het die Boesmaraad gewerk. Hy is nou gekoppel aan die Komanisan Vereniging komitee. Is hy nou gekoppel, die twee rade is nou te mekaar. Ek weet nie hoekom nie, maar die Boesmaraad het geld gegenereer, wild gegenereer, plekke geherstel, en self tot binne in die park ook gewerk. En die vereniging stel nie belang nie, aan die kultuur en tradisie nie. Hy het sy eie pad wat hy loop. So, hy lê die vereniging, die tradisie lê hy lam. En nou moet ons voortgaan met so 'n beweging. Ek sê, dis genoeg is genoeg. Nee, genoeg is genoeg. Nee, man. Dis snert. Nee, iewers moet iets gebeur, man. En wie sal dit laat gebeur? Dis dit ek myself. Ek het nooit tegen die mense gesê, die gemeenskap. Sê ek nee. Hier word gestop, ons stop. As jy nie weet wie jy nie, dan moet jy seker maak wie jy. Jy moet baie seker maak. Wie jy is, want dit is baie gevaarlik om nie te weet wie jy is nie. Jy roep sommer 'n vereniging se naam. Komanisan Vereniging. Ek gaan na die Kaapstad, by die universiteit, kry ek mense wat sy oorskotte daar lê. Komanisan mense. Nou 99 is die eerste wat ek gehoor het van Komanisan gemeenskaplike eiendomvereniging. So, toe ek nou die plek loop kry en die mense kry, wat nou Komanisan mense, so sê ek vir die professor, maar ons ken nie van Komanisan mense nie. Ons ken van so 'n vereniging. Maar dis die Suid-Kalahari Boesmas, het so 'n vereniging gekry. Nou, hoe is hulle nou die vereniging? Nou, dis wat nou gebeur het. Daai vereniging is nou die mense. Baie mense wat nou, kry nou aansoekvormpies. Party vormpies is gemeenskaplike eiendomvereniging, en die ander is maatskaplike eiendomvereniging. Sulke vormpies het hulle nou, vul die vormpies in. Dan word hulle nou lidmate gemaak. Nou kry hulle kaartjies, wat hulle nou in die sak dra. So as jy nou vra, wie is jy, dan moet jy nou sê, Komanisan. Dan moet jy die... dan moet jy die kaartjie uithalen. En toen, jy sê Komanisan. Dis nou die nieuwe, dis nou die Komanisan mense, verenigings ouens wat nou die goeders doen, met die mense so. Dis nou hulle die mense onderdruk. Die mense praat ook nie. Nou, hulle maak wat die gemeenskap sê. Hoe moet hulle die land ontwikkel en wat moet hulle doen? Nou nie so nie, hulle draai nou om. Hulle sê nou, wat moet gedoen word. Hulle is nou die baas. As daar fondse kom, maar trek hulle die gelde. Hulle eet die gelde. Nou die dokumente kom uit die finansiële verslag. Van die een van laatst het ek nog gesien nie. Toe ek die komitee vra waar sê, toe kan hulle me wys sê. Ek sê nou die dag vir 'n ander over James van Panker, toe sê ek, man, weet jy waarom die mense traag om te kom? As hulle kom, dan hoor hulle net hartseer stories. Al die padde hoor hulle ophou en dis in die pipeline en al die goed. En niks gebeur nie. En dis mense wat arm is, hulle het niksie. Jy kan nie nog met onnodige draaie staan en jy met 'n ander ding gedoen het om die pot aan die kook te hou. Nou dan moet jy nou sit en luister, dan hoor jy dis sommer 'n simpel storie wat gepraat word. Toe sê ek nou, hierdie van ons praat, ons moet nie met hy goed nie. Ons wil nou weet, hoe nou? Want ek moet by die premier uitkom. Ek moet met hom gaan op tafel sit. Ek moet hom mooi verduidelik, dat hy my ken, dat hy verstaan. Hy kan nie deur mekaar as met my of bang wees vir my nie. Ons moet praat. Want ek het pyn, ek het hartseer oor my mense wat
Dit goed gaan nou vir hulle oop, nou begin hulle verstaan hulle. Nou wil hulle graag saam loop, maar nou daar is nooit vir hulle 'n geleentheid om te loop nie. Hulle word agtergehou. En dis die mense wat by my staan, wat my ondersteun. Nou daai dingetjie maak hy baie lekker hè. Oom Petrus, die vorige keer wat ek hier by jou gekuier het, het jy my vertel van jou broer en toe jy op skool was, en dit was in die apartheidjare uit die aard van die saak. Toe wou julle graag julle hare reguit maak met skaapvet. Ja, daai enetjie. Daarom sê ek mos vir my kinders, as julle die redes van apartheid geken het, waarom jy genoodsaak is om sekere goed te doen. Dit is nie net vir die plesier nie. Dit is om 'n werklike verandering te bring. Hoe kom ek sê jy wil nou vir jou mos inpas by 'n nuwe naam. Nou kleerling, ons ken mens van kleerling, wie is kleerling, wat is dan 'n kleerling? Nou hoe moet 'n kleerling wees? Nou as jy nou die ander mense kyk, as sien jy partykeer as hare waai en so. Hoe toe sê ons nie vir ons nie, maar dit word gedoen, ons kan die hare laat waai aan. In die wind, as die wind waai, dan kan hulle ook waai. Dis wat ons wil ook ons hare laat waai. Nou ja, daai hare laat waai het gemaak dat ons bittere beker gedrink het, om daai warm vet op jou kopvel te proe. Ek meen enige mens sal miskien dink as maklik. Maar hoe het dit gewerk? Ja, dis nou, die vet word nog gekou, lekker sag, en dan word die nou jou hare aangesmeer, lekker, en dan word die kam gevat, ysterkammetje of 'n vurk. Die ysterkam is sommer 'n vurk. Dan word die nou in die vuur gehou, as die lekker warm is, en dan word die nou vinnig deur jou hare geruk. En soos jy daar deur trek, so trek jy die hare ook reguit, brand hulle reguit. Dat hulle later stokstuis lê. As jy hulle uitkam en 'n bietjie oopmaak dan, kan die wind hulle waai. Maar die groot ding met my ou broer altyd, die trip op spoiler is die neus. Nou hy sê vir my ou broer, nou as die neus, as die hare waai, en die neus, wat soort leerling is ons? Wat soort leerling is ons? Die neus staan er nog daar waar hy gestaan het. Nou, daai enetjie was altyd vir my, dat sien ek, jy spoil jouself. Maar man het ek geweet, ons is al klaar met 'n triek gevang. Hierdie tyd wat ons met die taal geleer het, toe is hy afgevat. Wat ons onder die onderwysentafel gesit het, het hy reeds die taal afgevat. Maar kan nie met ons praat nie, of Italië, maar moet net Afrikaans praat. En onze taal is by die huis. So het die boer waar jou ma gewerk het, vir julle gesê, julle moet Afrikaans praat? Ja, hulle sê so. Almal, tot in die skool, oral. Jy mag nie ander ding sê nie, jy mag nie ander taal praat nie. Hulle soek nie ander taal nie, hulle soek nie lelike tale nie. Jy word uitgeskel en lelik gesê as jy ander taal praat, jy mag nie. Julle wil skinder, stories maak, skelm, julle wil stil. Daarom moet julle ander taal praat. Jy moet net praat wat jy ook nou hoor. Wat hulle praat, moet jy praat. Jy moet so leer en so praat. Afrikaans, nou so, leer jy weg van jou taal af. Want jy moet agter die taal gaan, jy kan nie eens meer jou taal se een ding noem nie. Daai ding, taal hoor jy miskien vanaand as jy lê. Want jy gaan son onder laat, kom jy by die huis. Donker aan, kom ons by die huis. En môreoggend donker voordag loop maar weer. Dan lê ons nog eens, son jy uitkom en loop ons agterna. Hulle sit dit in die as op en die aand, dan moet ons weer saam met ma kom. Donker aan. Nou so ma praat nie met ons nie. Niks nie. En toe ek nou by my tannie kom, my tannie het 'n kleerlingman getrou. Nou die man praat Afrikaans, toe praat my tannie ook net Afrikaans. So toe gaan ons net verder in Afrikaans in. Daar is bitter min wat daar taal gepraat word. Miskien is my susters, my tannie en my ma by mekaar kom, daar praat hulle taal. Dan hoor jy miskien, so op die naweek, iewers as hulle praat, van die taal. So die taal is eindelijk weggehou van ons af. Wat is oom se moedertaal? Dingo. Nou dit is wat maak dat ons, wat ek vandag sê, ek het gedink dit is een kant wat jy gedruk is, maar nou sien ek die tegniek wat gebruik is om dit te smoor. Hoe is dit doodgesmoor? Op 'n baie mooi manier. Jy moet nie praat nie, jy moet nie weer van jou taal praat nie. Die ma mag met die kinders oor in hulle se taal praat met mekaar. Daai een het hulle afgevat. En daarom was dit 96
amper soos Tony Trail geskrywe het. Een vrou wat gekry is amper soos 'n simbool van 'n verlore erfenis. Wat 74 het hy dit as die Ngoutal as dood verklaar. En in 1996 kry hy 'n vlotspreker van die Ngoutal. En hy is 'n vlotspreker van die Ngoutal. En ek sê dit dink daaraan die boodskap wat deurgegee is aan mekaar. Ek was in Denemark gewees. Toe ek in Denemark se president ons met mekaar ontmoet, 'n groepie van die Boesmans, het hy gesê Mandela het een van die sterkste grondwette in die wêreld. En Mandela is nie 'n tier dat hy op sy spoor sal terugtrap nie. As hy beloof wat hy sal dit doen, dan sal hy dit doen. Moet ek 'n boodskap vir die mense hier afgee wat sê die Deense regering se president. Hoe sê hulle my ek praat stories. Ek praat stories. En ek het gekyk na die bord toe ons inkom by die Deense plek. Die foto wat daar staan, Mandela tussen die klomp kinders. Verskillende kinders as hy omring. En daai mense het 'n baie groot respek vir Mandela gehad. En hulle spreek dit duidelik uit. En 'n eer. En dit het Mandela ook aan ons openbaar. En wat nou moet clarity kry, is ons kom vandaan. Waarvanaf kom ons regtig? Ons is die vader, die Boesman, die is die vader en die moeder van die nasies. Die Nama, die Koraner, die Griekwa, die Khoisan, dis ons kleinkinders. Almal hulle. Hulle het 'n storie wat hulle vertel. Hulle onthou 'n storie van 'n Boesman vrou met een lang pram wat alle Nama kindertjies groot gemaak het. Ook so ingekruis. Daarmee tale is baie as hulle party plekke loop hulle saam, praat hulle saam. Jy hoor ook as naby mekaar, hulle hoor mekaar. Daarom die Nama ken die Boesman. As jy my sien kom, dan sal hy sê, het sê, nee, gwaga saatje, sa. Blaartjies van Riemvas maak het my gevra, Petrus, waar kom julle aan san? Wie het vir julle san gemaakt? Wie sê julle is san? So jy loop skam, met 'n vreemde naam. Jy bly 'n klug, jy bly 'n leenaar. Al die pad, moet jy ander mense verkeerde storie vertel, omdat jy nie ken, jy kom vandaan nie. So dis waarom ons pleit, by hierdie herbegrafnis, laat dit versekering in hierdie afstammeling volkere, wat nog hulle moedertale het, laat daar clarity kom. Ons soek clarity. Vertel vir my die eerste keer toe jy oor see moes vlieg. Hoe was daai ervaring vir jou? Want jy het dit ook al voorheen vir my vertel. Nou, as ek nou weer terugkyk daar op hy pad, dan sal ek sien wat kan vrees aan 'n mens doen? Vrees is iets wat jy sien kom nie, of hoor van nie. Vrees lewe binnekant jou. En vrees laat jou enige ding sien. Jy sien net vir jare goedere. Die ding wat nie bestaan nie, sien jy. Die ding wat nie kan gebeur nie, sien jy dit kan gebeur. Soos daai môre wat ek aan daai vliegtuig klim. My broer is onder, hy breek ook toe die vliegtuig klim, toe breek hy in trane uit. Hy weet nie ek sal weer terugkom. En is net ek hy. Hy weet nie ek sal weer terugkom. Dan gaan ek nou, want hoe gaan ek, hoe leek hy vliese story? Wat kan gebeur? Hierbo. Yes, hier is nog geloof my vriend. Hy môre het seker Arab my hand uitgehou vas. Hy noontjie was verplig om aan my hand vat, om my hand los te kry van daai dinge af. Soos ek ook vas. Ek het my vasgestrep, maar dit maak my hebben nie door draaiing. Hy kan nou uit orde raak. Nou ja, dit het lang geneem voordat ek weer kalm geraak het. Toe vasgeklou aan die... Ja, ek het hom gegryp, ek het hom gehou vas. En die vader weet ek weet die jongen, dit is so deur mekaar. Ek ken amper eens mooi my naam nie. Nou, en vandag vlieg dan, is dit nie vir my so vreeslike ding gewees nie. Maar ek het die vreemde moet aandurf, om myself en my mense te verteenwoordig. Want dit het nie in my kop neergegaan, dat ander mense vir my voor moet praat nie, en namens my moet praat nie. Dis waarom ek daar die onmoontlike, baie is bang, baie het weggestap en andere weier, het ek dit moet aandurf en
gebedryf en gebring tot hier. En as dit my kan op my beskore is verder te vat en te help waar nodig. Dit is my lewensuitkyk op hierdie eentjie pad wat ek stap. Om te kyk wat ek kan verrig en hoe ek kan 'n bydrae maak. Ek het nie spesifiek ek meen iets spesiale goed nie of wat nie. Ek doen eenvoudige goed. Volgens die ou kultuur en tradisie werk ek en verder het ek het met niemand iets te doen nie. Dis waarom ek die kerkmanne gevra het ek sal by so 'n dag baie bly wees as hulle ook ons kom ontmoet verteenwoordig aan hulle togas om 'n bydrae te lewer aan die Christelike begrafnis wat hulle moet kom doen. Hulle doen mos daai werke. Maar hulle kan mos as 'n eenheidsvolk saambind en saam hulle groot mense begrawe. En hulle volle kleed na vore kom om ons te kom bedien. Oom het nou gepraat van tradisies en so aan van Boesman tradisies wat uitsterf, maar kan oom my vertel wat is Jakkalsaltaar? As hulle geweet het wat Jakkalsaltaar beteken, sal hulle nie gesê het die een vir die ander, ja, jy het sommer gejakkalspreekstoelie. Jakkalsaltaar, jy het gejakkalsaltaar. Die jakkals het 'n baie mooi seremonie wat afspeel. As hy nou wil vrou vat. Ja, as hy wil vrou vat. Dit is 'n baie mooi seremonie wat afspeel. Daai meisie word nie net van enige man gedek nie. Hy is nie soos 'n hond miskien nie, dek heel anders. As hy sy reuk uitgooi, dan kan hy maklik 20, 30 ram manne uitnooi. En as daar nie 'n wenner uitkom nie, 'n wenner is hy, dan gaan hy span beklei. Die jakkalse. Gooi die wyfie die reuk uit. Hy gooi die reuk uit, dat die manne moet kom. En as die manne kom, dan is dit beklei, oorlog. Die vegter, die man wat die hings is, sal uitkom uit die span uit. Daar sal jakkalse doodgebyt word. Die een wat die wenner is, kom uit. Die ander almal weg en klaar dood. Dan kom hy, dan vat die wyfie daai een. Maar hoe gooi die wyfie haar reuk? Natuurlike reuk. Kijk, die dieren het sê, enige natuur, een hond ook, as jy plezierig raak, een teefhond ook, dan gooi jy ook hy reuk uit. As jy sien, die honde wat nie geding, sê die so sterkies, hulle is so. So, nee, dit is natuurverskynsel, dis waar die natuur werk. Waar hulle altyd sê, die natuur skop, en as die natuur inkom dan, verchange sy goed, hy verander goed. Jy sal sien, die dieren ook, in een veld ook. As jy by die huis is, jy sien hulle is een manier. En as jy in die veld aangaan, dat hy uitvind, hy sê by die huis nou nie. Dan sien jy verander ook sommer sy gesindheid. Hy weet nou, hy moet rondkyk. So, dis in 'n dier. En amper kan ek sê, 'n mens is ook maar so. Nou, kyk vandag se mense. Was dit 'n tradisie dan nou by die Boesmans om ook op so 'n manier vrou te soek? Dis presies dieselfde. Wat het julle gedoen? Of hoe dit gewerk, daai tradisie by die Boesmans? Ja, kyk, hulle het mos, as ek nou, meisiekind nou lyk, dan wag ek mos nou net tot die tyd wanneer daar miskien eland gebring is of Sjensbok gesiet is en daar is 'n lekker viering. Hulle dans 'n bietjie en hulle is bietjie plesierig, jong meisies se dans. Dan vat ek hy liefdesboog. En met die liefdesboog gaan raak ek hom skiet. Ja, met die boog skiet ek hom, ja. En as ek hom raak, dan sal hy die pyl uittrek en kyk. As hy opkyk, dan kyk hy in my oë en dan sien ons mekaar. Dan weet hy, ek is op pad. Vanaand as hy slap, tyd is, die mense lê kooi maak, en die meisiekind maak kooi, dan bring ek ook my kooi goed, dan maak ek my kooi langs om kooi. As hy nou wil kom lê, en dan sien hy hier lê my kooi ook, dan vat hy sy kooi, dan lê hy daar. Dan lê ek daar. Morgen vroeg tel ek my kooi op, en morgen aan, dan maak ek weer haar kooi. Daar sal ek nou omtrent, miskien lê vir 'n maand of 2 weke, tot die meisiekind sê, kooi vat, en daar kom kooi maak. Die ander dag môre, dan lê ons laat. Die mense moet sien, ons het laat gelê. Maar elke een lê in sy gooi. Jy bly in jou baan. Jy bly in jou baan. Dan, as die groot mense nou so sien, dan weet hulle, nou maak die meisiekind se ouers en die kerelkind se ouers bymekaar. Dan self vir hy kerelkind globaal kos. Dan word hy in hy kalarie ingestuur. Of hy oor 'n week terugkom, of hy oor 'n maand terugkom, of hy loop dood daar, dis sy saak. Hy moet die kos bring. En die dag as hy kom,
Zolang as die man die kant toe gaan, dan vat die vrou en sit die vrou. Dan word hy nou van man vat gevertel. En hy word hoe lekker gemaakt, mooi gemaakt. En hy word getou en geleer en gelei en gesê wat is het betekent 'n vrou. En hoe moet 'n vrou wees. Hy man moet loop en hy vlees bring. Daai aan, daar begin die ceremonie. Die man het die kos gebring, hy kan vir die vrou sorg. So, hy kan hom kry. Daai man moet 'n huis maak, in die nag, eie huis. As die huis klaar is, daar gaan die vrou, saam met hom huis toe. Daar bly hulle saam vir 'n maand, of meer as 'n maand, proeftyd, sonder om saam slaap. Hulle moet eers leer ken mekaar, voordat hulle saam slaap. Daai goed word gebreek uit die skoolwette. As die meisiekind sy periodes kry, dan is hy in die skool. Dan gaan hy hok meisie toe. Hy is in die skool. So dis die selle. Sien jy? Daai selle jong meisie wat nou man gevat het, is nou in die skool. In die tyd kom en hy moet leer. Hy kan nie daar wees by hy huisie. Kan nie lê in hy huisie. Kan nie toegemaak word nie. Dis deel van die kultuur en van die geloof van die Boesman wat verkragt word, wat ondermyn word deur die moderne stelsel van wisdom. Nou kyk, die mense weet eintlik wat dit beteken. As hulle maar die geskiedenis ken van jakkals. Dis een van die pragtigste geskiedenisse. Dat die man word miskien 14 dae gedokter tot die man weer herstel. Maar hy die vrou verdien om hom te hê. En hulle pas mekaar op. Hulle is ons een. Jakkals een. Nee, dis daarom maar intelligent. Dis waarom ek baie keer ek like sy klere altyd. Sy dinge so my kopband maak en dan my towel my rug toe maak met hom. Ek voel altyd trots as 'n man met brein wat kon dink, hy kon dink. As jy jakkalsvel dra. Ja, ek voel trots as ek hom dra want is vir my is my lekker as 'n man wat dink. Ek sê jakkals is 'n ou wat gedink het. Hy het nie net goed gedoen nie. Enige ding van hom het 'n skill gehad. Nou die lewe is vandag vol skills. Hy is vandag vol skills. Oom het al baie First Nations vergaderings bygewoon oor see en so aan. En een keer was oom heel geskok toe om 'n poskaart sien by 'n lughawe of 'n hotel van David Kruiper met David Kruiper se foto. En oom hulle sê oom hulle kry nie geld daarvoor nie, maar oom hulle word afgeneem. Doe niks. Daai foto het ek gesien, ek dink ek het van hulle gekoop en die mense gekom wys. En ons weet nie eens daarvan nie. Jy weet nie eens nie. En dat kom doen hulle voor as mooi mense of as 'n mooi gebaar. Wat is by jou so uniek dat hulle dit moet nou so doen? Om jou te kom afneem en op 'n poskaart te sit. Sien jy net so? Ek het eendag een gesien, hy neem 'n foto van oom Jakob Malgas. Hy gee vir oom Jakob 'n 5 sent. Ek dink oom Jakob het dit vir Nigel gewys. Nigel Crowell. Toe sê hy vir hom, kyk jy so wat maak die man. Hy sê ek wil 'n foto neem, hy gee my dit. Jesse jong, toe gaan Nigel maar hom lelik vertel. Val hy Nigel Crowell hom aan en hy sê hom sleg. Toe kom hy terug, toe kom sê die ou R150. Hy het my gesê hy moet geneem word nie. Hy vra dit. Hy vat nou sy kind by hom. So wat is oom se wens of se droom vir Boesmans? Dit is miskien die pyn. Dit is die hartseer wat ons miskien die 16 Desember tegemoet sal gaan. Hoe die hartklop van ons regering na ons toe uitgaan. Hoe die hartklop van die regering saam met ons loop. Baie mooi uit onderskeie departemente, goeie mooi woorde. Maar ons weet nie hoe die boodskap wat hulle sal ontvang, hoe hulle dit sal aan ons bedien nie. Ek weet nie. Want dit is 'n pleidooi. Dit is 'n samehorigheid. Ons het saam gepraat en ons praat nog altyd saam. Die volk uit alle nasies, die oudste van die oudste, om duidelikheid te kry oor onsself, duidelikheid te kry oor die pad wat ons moet loop. En die hartseerte is ons moedertale, wat as jy by die skool in sy hek ingaan, dit voor die hek moet staan. En ons het almal saamgevoel, die Griekwa, die Koraner en die Khoisan, almal is daar wat Nutal en Namatal leer. Maar ons soek hom nie so nie, ons soek hom regverdig. Hy moet opgemaak word, hy moet losgemaak word, en ons moet die nodige ondersteuning kry, soos al die ander nasionale tale status bereik het en status gekry het. Die regering
moet ons ondersteun. Die regering moet vir ons dit bemagtig en bekragtig. Laat dit gebeur en kom tot afhandeling. Laat ons skole, as ons tale in die skole besig word, dan eers sal ons tot ons reg kom. Dan kan ons saam die wêreld sing uit die bloute van die hemel, uit volle bors sing, sonder om skam of hartseer te wees. Want altyd kan jy dink iemand kan jou verwyd of 'n slegte woord sê. Jou taal is nie 'n nasionale taal, jy sing kom so hard. 'n Mens is altyd te wag vir enige ding kan na jou toe kom. Want jy weet dit voor die Vader in die hemel, jou taal is nie daar nie. Jou taal is 'n randeier. So Pan sal beloof mooi. Hy praat mooi. Hy het baie jare so gepraat. En om nou weer te praat, wat hoor ek? Wat sien ek? Ons praat nie meer van praat nie. Ons praat nou van doen. As jy sê iets moet gedoen word, wanneer begin ons? Dis al. Wanneer begin ons? Is jy reg? As jy tafel toe kom, is jy reg. Is jy gereed? Laat kan begin met 1, 2 en 3. Want dis waaroor ons tafel toe kom. As jy nie so doen nie, help dit nie. Is verkwisting van tyd. Kom ons kyk na die meganisme, of ons kyk na die punt waar ons moet begin. Nou keer hulle die lektor. Ek is nou 'n skoolmeester. Ek moet dan sê hoeveel penne word gekoop, hoeveel boeke word gekoop, hoeveel storieboeke is geskrywe. Heiland weet, ek is mos nie 'n skoolmeester. Ek wil die skool aan die gang kry. Ek weet wat ek wil hê. Die mense het my beopdrag, ek sit met die brief van die gemeenskap. Ek weet wat ek moet doen om 'n skool te begin met moedertaal en dit help nie. Jy lobeer by 'n nasionale skool in nie. Dit help nie. Jy gaan onder die departement van onderwys se skole in nie. Jy sal 'n agterryer bly, jy sal 'n haasbok bly tot 'n lengte van dae. Jou skool moet gebou word. So 30 miljoen kan die myn my gee. Smang my myn vir die eerste fase. Hy kan my vir 3 jaar support. Op die 3de jaar behoort ek sterk genoeg te wees om myself verder op te bou. Daar behoort ek al klaar maniere aan juffrouens te hê. So, dis wat ons sien. Dis almal plekke waar ek gewerk het. Ek het daar gaan werk. By Twatu het ek gaan werk. Ek het by waar die museum nou is. Ek het gaan werk by Komani myn. Saam met die span gewerk. En hoe sê hulle, ek dink hulle sê daar in een plek sê hulle, I am the king of the nature. Is my sertifikaat. So ek moet daar kom, maar ek het nie geld nie man. Ek moet met die myn gaan praat, maar ek het nie geld nie. Die komitee kan my nie help nie. Hulle het nie geld nie. Hulle het nie 'n voertuig nie. Hulle het nie 'n kantoor nie. Liewe Here man, wat bly oor? Daar staan niks, hulle staan nou die dag verkies. En dit bly so val en gaan. Toe sê ek hulle luister, laat die tradisionele raad in die lewe geroep word. Gisterand, toe sê ek jou naam is op die lys van die eisers is jou naam. Jy kwalifiseer nou as raad van oudste. En julle is die manne wat saam met my moet werk. Laat ons hierdie goed kan hokslag en regmaak. As ons dit net kan so doen, dan weet ek, daar sal ontwikkeling plaasvind. Die park as ons goedgesind, hy wag. Daar is geen kommunikering met hom nie. Die amptenary wat daarheen gaan, is almal 'n klomp blyde amateurs. Nou wat help dit jy gaan met iemand wat nie eens 'n hoender ken nie. My liewe Here my ken, jy moet daar met 'n graspol ken. Jy weet nie wat is 'n gras is, jy weet nie wat is 'n hoender. Waar kan we kom 'n eier en hoe kom 'n eier? So dis die tipe mense ja wat aan boord is. En dit is julle grond wat nou in Galagadi Park is. Dis nou wat daar is. Goudlots soek 'n bestuurder. Sanparke soek 'n parkhoof van die Boesman en van Muur. Net die park het 'n hoof. Daai man soek daai 2 hoofde om hom te help vir ontwikkeling. Daar is niemand wat kan 'n parkhoof wees nie, van die Boesman nie. Daar is niemand van hierdie breë gemeenskap wat kan gaan vir 'n parkhoof nie. Almal is bang. Ek weet nie vir wat nie. Ek het dit al gaan met hulle gepraat, hulle is bang. Vir wat? Daai mannetjie wat nou parkhoof is 'n kind van die plek. My seun het saam met hom skool gegaan. Hy sê daai man hulle het hom geroep die boekwurm. 7, 8, 9 diplomas elke jaar. Hy vat hulle so. Hy haal af. En hy's nou die parkhoof. Hy sê het my gesê oupa dat die manne my net kom help. Daar kan ons praat, hier is geld waar ontwikkelings kan plaasvind. Waar ons mense kan opleiding gee. David Krepperlots is nou klaar of byna klaar. Hy moet 'n bestuur hê. Goudlots moet 'n bestuur hê. Daar is nie.
Dan praat jy van die ontwikkelingsplekke. En dit is julle lodges wat die Ons die Boesmans besit. Dis ons aandeel. Ja. Ons en die Muur, ons drie. Loop ons nou saam, Park, Muur en Ja, die Boesmans, ja, loop saam. Daar is sekere bedrag wat hulle moet aan ons tyd om tyd gee vir die samewerking wat ons het. Ja. Maar ons moet ons almal help om die plek te ontwikkel en te uplift en ons moet ook ons mense aan boord kry. Laat hulle op die stoel kom. Hulle kan mos nie aan mekaar enkie boys wees nie, onderdane wees nie. Dit werk mos nie. Dis jou plek. Nou jou plek moet jy mos bestuur. Jy moet aan boord kom. Nou ons soek daai education wat jou kind standaard kan gee, dat hy diens moet lewer. En ek kyk nou by die regering het hulle nie gemonitor nie. Die ou wat moet gemonitor het hom kom diknek hou met ons. En die voormalige voorsitter wat hulle mee geloop het weggehardloop. En die goed lê plat. 5 bakkies is vrek, die lisensies is klaar, die manne met lisensies gehad en sy lisensies is ook klaar, die kantoor is ook klaar, as nie kantoor is vrek, alles is klaar. Wat gebeur, want toe is ons op pad? Wie het gesê ons moet agter die mense aangaan, wat so gaan? Dis 'n voorlegging van die regeringskant. Daai mense gaan die grond bestuur. Hoe nou? Jy kyk na jou land, jy sien. Hulle het gejag. Hulle het my aangeklaar later vir jag, onwettige jag. Die hof het hulle verkeerd bewys. Nou, die jaar kon ons nie jag nie. Die wild is klaar. Die drade is klaar. In plaas met 'n omheiningssertifikaat. Se drade is klaar. Die bees is aan die kant, die wild is aan die kant, hulle is weg. Die land is lam. Oor die min of meer sê 300 volstruise. Daar loop een na rond. Die ander is klaar. Ek sê oes, here, oes. Maak 'n prys vir volstruise en oes hulle. Hulle is mooi vet. Hulle loop so 5, 10 bymekaar, net mannetjies. My kind skreeu. Hulle sit so in die bosse, dood, van hongerte. Dit is die mense wat jou land ontwikkel. Ek sit nou maar op die, as eiser, as ek op land, as ek terug, en as geroepe van die gemeenskap. Nou ek moet nou al die goed moet ek nou kyk en clarity kry. Op die eind van die dag, wat moet ons doen? En die enige wat ek sê, ek het gister van my ou maat gesê, toe sê ek hem die een ding is, gaan terug na die eerste beginsels, waar jy sukses op behaal het. En tel jou spoor daarop en loop daarvan af. Die pad wat jy moes geloop het, moenie agter die ander pad aanloop nie. Die ander pad het nie 'n eind nie. Die ander pad het nie 'n draai nie. Die ander pad het nie 'n rigting nie. Daai ander pad loop al in die ronde. Hy sal jou doodloop. Kom ons los die pad. So wie sal dit doen as ons dit nie doen nie? Dus sê ek ons het 'n lys. Ons werk van die lys af. Ons roep almal op. En ons stop. Sê hom nou. Gee vir ons deur die praktyk wat julle verrig het. Wat julle vermag het. Wys ons die voordele op die stukkie aarde. Wys ons die voordele. Gaan deur na die grasdak toe. In 1999 moes die grasdak afgegooi gewees het. Hy val nou uitmekaar. As jy binne kan hom staan, dan kyk jy dwars deur. Sien jy die son van die huis. 2.2 miljoen rand se huis. Moet nou verwaarloos gaan. Wat kan ons maak? Ons het nie geld. Ek het al baie ouens gekry wat vir ons gehelp het. Dan sê hulle nee, die man sal die plaas afvat. Help ons om die huis reg te maak as hy die plaas afvat. Ander boere het ons gesê, kom ons vir my vrou gesê, Hanna, kom ons maak besigheid. Ek sal die plek reg maak, sit 'n dak op en dan maak ons hier binnekant besigheid. Daar is ons alles soort goed wat ons kan doen. Dan kry die kinders te werk en dan kan ons hier uit mense bedien. Die keer hulle ook af. Die komitee, raadslede. Alles keer hulle af, alles. Wat lyk na lewe, wat lyk na vooruitgang, keer af. Tot op Pick n Pay, ek was in Appington, by Kruger van Pick n Pay. Hy het my laat kom en hy het my gesit op raad. Hy wil 10 miljoen insit. Dan wil hy die gateway wat sy geld daar is, 20 miljoen is daar. Hy is gewerkt tot 16 miljoen. Hy is in die pipeline. Nou alle goed wat moet uitkom, bly in die pipeline. Dat is die boodskap wat ons kry, by die sogenaamde komitee. Nou, die man wil hy werk gemaakt het, daar wil hy karaats gebouw het, daar wil hy 24 uur peddlerdienst gedoen het, daar wil hy 'n Pick n Pay winkel opgesit het, daar wil hy 'n direksie saamgestel het, binne 10 jaar, wou hy dit gedoen het, en dan sit jy 10 miljoen neer. Hy sê, en dat weet jy koop in Johannesburg, jy gaan Kaap toe, jy het jou 2 lorries, die kant, 2 die kant. Toe die raad dit afgekeer. Ja, dis voorregte wat ons gekry het. Die komitee het dit afgekeer. So jy kan nie
Jy kan nie 'n lewe verwag nie. Hoe sal daar 'n uitkoms wees? Of 'n vorentoe gaan wees? Ek weet nie. Ek sien niks wat ons sal vorentoe gaan nie, as ons nie nou ophou nie. Om agter mense aangaan wat nie omgee vir ons nie. Hulle gee nie om vir die land nie, hulle gee nie om vir die gemeenskap nie. Hulle gee nie om vir enige moedertaal, geskiedenis of tradisie nie. Hulle is net op hulle wysheid, beweeg hulle vooruit. Nou baie aan ingesluit en is besig om ons se koppe te draai. So, ons het gesê, genoeg is genoeg. Nee, dis die eind. Verseker. Nee, verseker. Oom Petrus, baie dankie vir oom se tyd en dat ons kon gesels vandag. Ek hoop oom hulle slaag met al die planne wat julle het vir die Suid-Kalahari Boesmans. En baie dankie. Dankie my vriend. Nee, ek waardeer dit. Ja. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knoppie hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.